Die van u wat vanoggend saam met ons kykers, ek weet oom Martin is online ook vanoggend, hy pas die familie se huis op en hy het my vanoggend al vroeg gesê, wat is die link, want hy wil graag kyk en luister. So baie welkom aan oom Martin ook en talle van die ander mense wat by die huis kyk. Maar dit is lekker om saam met u te kan wees en ons is besig om te navigeer deur die eindtyd. En die van die wat dit dalk gemis het, het ek die eerste keer gepraat oor hoe moet ons dan omgaan met hierdie eindtyd. Die van ons wat kinders het, die van ons wat nog ons kinders groot maak. En dan die tweede gedagte wat ek na gekyk het, het ek met 'n bietjie gepraat oor hierdie eindtyd en die profeseë wat moet gebeur. En vanoggend wil ek stil staan by, ek dink ons kan niemand anderste wil glo en vertrou as dit wat die Here Jesus Christus vir ons sê. Nou as die Bybel saam met ons het, ek het ongelukkig nie notas nie, want dit is baie maklik. Alles gebeur in Matteus 24. Matteus 24. So as jy ooit wil navigeer deur die eindtyd, dan kyk jy na Matteus hoofstuk 24. En ek gaan dit vanoggend met u bespreek, want dit is my so wonderlik, weet soveel mense is besig om te wil verstaan waaroor gaan die eindtyd. En ek het vir u gesê laasweek, soos wat ek het elke maal gesê, ek is hier om u bang te maak nie, maar ek is vir u bewus word dat wanneer ons nie hier is nie, dan is daar die wegraping. En ek het vir u gesê, die wegraping gebeur voor die tweede koms van die Here Jesus Christus. Die eerste een is al op die wolke kom om sy kerk te kom haal. En dan die tweede een is wanneer hy fisies weer op die Olyfberg sal kom om as koning te heers vir 1000 jaar. So dis my baie belangrik dat ek wil die geleentheid gee as kind van die Here, dat wanneer die kinders en die kleinkinders met u kom praat oor die wegraping, sowel as die wederkoms en die gebeurtenisse wat almal so uitblaker oral, dat u kinders en die familie kan help. Amen. Want daarom het ons die lig. Dit is belangrik vanoggend. Ons is die lig en dis die woord van die Here. So vanoggend wil ek u nie bang maak nie, maar ek wil u op 'n punt bring om te sê, dit is wat die Here Jesus Christus vir my en vir jou sê as kind van die Here. So wanneer jy in hierdie warbel van die lewe is, waarheen gaan jy? Matteus 24, want dit is presies wat Jesus Christus gesê het oor hierdie eindtyd. Nou, weet jy hoekom het hulle daai tyd al ge-worry oor die eindtyd nie? Want Jesus was daar by hulle. Dis verstommend die mensdom, né? Ons sal dink ons is dalk nuuskierig oor die eindtyd, maar selfs sy disippels toe hy met hulle was, toe wil hulle weet wanneer is die einde? Wat gaan alles gebeur? Dis ons van mens, ons is nuuskierig. Amen, is dit nie so nie? Het jy al gesien as daar ongeluk aan die highway is, dan wil almal weet wat het gebeur met die ongeluk. En laat my dink aan die ou wat by sy vrou gekom het en gesê, Piet het 'n ongeluk gehad. En sy vrou sê, is hulle beseer? Hy sê, my vrou, die boodskap sê net, ons was in 'n ongeluk. Nou is die kinders alraai. My vrou, die boodskap sê net, hy was in 'n ongeluk. Nou is hulle hospitaal toe, nou wat so hospitaal toe, my vrou? Die boodskap sê, hulle was in 'n ongeluk. My man, ek wil net weet, waar kan ons hulle gaan sien? My vrou, die boodskap sê, hulle was in 'n ongeluk. Maar nou, is die vrou okay? Is die kinders okay? Dit sê net, hulle was in 'n ongeluk. En ek wil hê jy moet verstaan dat dit is presies hoe ons omgaan met die woord van die Here. Dit sê vir ons goed, maar dit sê ook nie vir ons goed nie. Amen. En dit is baie gevaarlik om goed daarin te lees wat nie daar is nie. Amen. So vanoggend wil ek sê, kom by die woord van die Here en moenie goed lees wat daar nie is nie. Amen. Want soveel mense lees goed en sê goed, wanneer dit kom by die eindtyd, dan word ons verward en ons word deurmekaar en ons dink, liewe Jesus, dit is nou die einde. Nou wil ek vir julle sê wat Jesus gesê het in Matteus 24. Amen. Sê vir jou boetie, sê vandag gaan ons kyk na wat Jesus sê oor die eindtyd. Want baie mense harte brand en ek hoop en bid dat ek volgende week soos die Here wil ek stil staan by Daniël, want ons gaan nou daarna kyk, en dan Openbaring. Want Openbaring praat oor al die goed wat gaan gebeur. Amen. Die draak en al die dinge, maar ek kan dit nie onmoontlik doen in een preekie. So ek gaan nie net 'n oorsig gee. Amen. Ek wil definitief stil staan en die eskatologies voorberei vir die volgende 6 jaar nie.
Amen, want dit is baie goed wat daar gaan. Amen, maar ek wil stiek by die woord van die Here. Ek wil nie interpretasies gee van dinge nie. Amen. Baie mense doen dit, hulle praat oor die eskatologie en hulle kan jou verstom met al die goedjies wat hulle daarby voeg. Amen. Ons moet bly by die woord van die Here. Want dis die woord van God wat vir my en u rigting gee. Dis die woord van God wat die lig is vir my pad. Amen. Nie wat manne en vroue gaan sê nie. Nie wat mooi mense gaan sê en allerlei kaarte uitdruk en jou allerlei goed wys nie. Ons bly by die woord van die Here. Amen. En as jy bly by die woord, my broer en suster, gaan u nie. En Jesus waarsku hier vir ons, wat is die groot probleem van die eindtyd? Amen. Waarin ek en u leef. Hy waarsku vir ons. So kom ons kyk wat sê Matteus. Nou daar's ander 3 teksverse saam met hierdie. Matteus 24, Lukas 21 en Markus 13. Waar die Here Jesus Christus praat oor die eindtyd. So kom ons kyk wat sê. Hy sê, en toe hy op die Olyfberg gaan sê, is dit nie wonderlik nie? Waar gaan die tweede koms van Christus kom? Op die Olyfberg. Waar vertel hy van hierdie gebeurtenis? Op die Olyfberg. Amen. Niks gebeur net uit plek uit nie. Die Here is op die berg van Olyf en hy vertel vir hulle hierdie gebeurtenis wat gaan gebeur. Nou hoor hierso. Vers 3. En toe op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons wanneer al hierdie dinge sal wees. En wat is die tekens van die koms en die volëinding van die wêreld? Is dit nie hy is met hulle. Plaas dit hulle met 'n swartie mens. Plaas dit hulle ge-worry het oor Jesus wat saam met hulle was. So vertel ons bietjie wanneer kom jy weer terug? Ons wil weet wat gaan die tekens wees. En hier sit Jesus op die Olyfberg waar hy weer gaan terugkom. En hy begin sy disippels voorberei oor hierdie tyd. En die waarskuwing wat ons het as 'n kerk. Hoor wat sê hy eerste plek. Hy sê en Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Wat is die eerste ding wat die Here Jesus Christus oor sy wederkoms praat, is dat daar gaan misleiding kom. Daar gaan manne en vroue in die kerk kom, wat jou gaan mislei. Amen. En Jesus is bekommerd, soveel so dat hy vir die kerk en vir sy disippels waarsku. Hy sê, wees versigtig, want in hierdie tye gaan iemand kom om julle te mislei. Amen. Amen. Dis waaroor, weet ons is so oor die gebeurtenis, dat ons besef nie hoe afvallig mense gaan word nie, in hierdie laaste tyd. En dis presies wat Jesus doen. Hy waarsku die mens om versigtig te wees. Amen. Versigtig te wees. Want ek wil vir jou sê, die antichrist gaan eventueel geopenbaar, maar ons kom daarby, ek wil nou nie te veel daarby stil staan. En julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Dan sê hy die volgende woord, pas op! Jy gaan dit hoor? Amen. Almal van ons het hier groot geword met, daar gaan oorlog wees en gerugte van oorlog. Nou sê Jesus vir ons, pas op! Hoekom sê hy so? Moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar dit is nog nie die einde nie. Amen. Soveel mense sit elke dag al hierdie oorlog. Man, jy kan maar gaan kyk waar jy wil. Ek het gelees, daar's 110 oorlog wat vandag op hierdie dag plaasvind tussen lande. So moenie vanoggend bekommerd wees nie. Want hy sê dit is nie die einde nie. Wie se woorde is dit? Jesus se, nie die kerk se nie. Jesus sê, wees rustig, moenie bekommerd wees nie. As jy TV aansit en daar's die grootste bomme wat ontplof, gloria, halleluja. Amen. Maar soveel van ons dryf, nee, dis die einde. Moet daar Jesus kom. Ja, hy kom. Ons weet dit en ons proklameer dit. Maar weet jy wat? Die Here sê dis nog nie die einde nie. Amen. Nou, ek weet daar's baie eskatoloë en al hierdie mannetjies wat vandag vir my sal afskiet en sê, pastoor, maar jy weet, dit stekens. Ja, dit stekens. Maar die Here sê in sy woord, dis nog nie die einde nie. Amen. Baie kinders van die Here hardloop rond en kyk na hierdie tekens en verstaan nie dat die Here sê, jy gaan hoor van dit. Jy gaan jou TV en jou radio aansit en jy gaan hoor van al hierdie oorlog. Jy gaan hoor Amerika kom op opstaan. Jy gaan hoor Rusland wil veg. Elke tweede dag hoor ek Rusland wil net atoombomme laat val. Prys, jy gaan hoor daarvan. Maar is dit die einde? Glad nie. Die Here sê dis nie die einde nie. Amen. Kan julle sien die valsheid
wat daar soms in die kerk omgaan, wanneer manne en vroue dinge sê, en hulle verstaan nie die woord van die Here. Dis ook wat vir u sê, Matteus 24, as u ooit direksie verloor in die lewe, kom by Matteus 24. Dit bring ons weer wat Jesus gesê het oor die eindtyd. Nou as jy nie Jesus glo nie, dan weet ek, want dis Jesus wat vir ons sê. Hoor wat as hy verder aangaan. Hy sê, want die een nasie sal die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnood wees, en siektes en aardbewings op verskillende plekke. Weet jy, hulle sê 1960 was daar 39 gebeurtenisse in die wêreld, naamlik aardbewings en al hierdie goed. In die jaar 2019, dis net om die draai, weet jy hoeveel was daar toe? 369. So van 39 tot 309, dit eskaleer nie. En die van die wat die TV aansit sien, dit gebeur. Daar is goed wat in hierdie wêreld gebeur, wat konstant hierdie dinge vorentoe druk. Kijk, hoor wat sê as hy aangaan. Hy sê, want die een nasie sal teen die ander. Hy sê, maar hierdie dinge is die begin van die smarte. Daar die hartseer. So ek en jy weet dat dit is tekens wat vooraf gaan. Dit beteken ek en jy moet weet, hierdie dinge moet gebeur. Ons kan dit nie stop nie. Dis hoe die Here dit bepaal het. Dis gebeurtenisse wat ek en jy niks aan kan doen as kind van die Here. Hoekom? Want God is in beheer. Amen. Amen. Want die Here Jesus Christus is in beheer van hierdie wêreld. Hy het nog nooit, maar ooit die grip verloor in my en jou lewe. Baie keer gebeur dinge en ons vra onsself hoekom? Kan ek vanoggend vir u sê, wees rustig, want die Here is in beheer. Soveel van ons kyk rond, soveel van ons raak woedend teenoor miskien jou man of jou vrou of jou kind. En ek wil vanoggend vir u sê, wees rustig in die Here, want die Here het dit onder beheer. Amen. Die mens weet nie wat om te doen. Die mens weet nie waarna om te kyk nie. Die mens weet nie wat om te doen nie. Maar God is in beheer. En as ek en nie as 'n kerk dit nie verstaan nie, moet ons vanoggend bewus wees dat hierdie dinge moet gebeur in ons samelewing. Hierdie dinge moet homself afspeel. Ons sal sien wanneer ons nou by die volgende gedagte kom. Dan sal hulle in hulle verdrukking oorgee en hulle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot getuienis van al die nasies. Dan sê hy wat? Dan sal die einde kom. Amen. Nou wil ek hê jy moet vanoggend verstaan. Daar's 3.4 biljoen mense wat nog nie die evangelie gehoor het nie. So die Here sê vir my, so as jy dink môre Jesus kom, enigiets is moontlik. Ek kan nie sê hy gaan nie kom nie. Enigiets moontlik, maar hoor wat sê hier. Hy sê en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis van al die nasies. Dan sal dit kom. So een van die grootste tekens waarvoor ek en u moet wag, is dat ons as 'n kerk, en ek praat nie net van Eastland nie, maar dat ons as 'n kerk globaal die evangelie moet verkondig. Want as die almal gehoor het, wat sê hy? Dan gaan hy kom. Halleluja. Nie omdat jy al die oorlog hoor nie, nie omdat jy al die ander goeders ervaar nie. Hy sê een ding, as almal gehoor het van die evangelie van die Here Jesus Christus, dan gaan hy kom. Amen. Dis die wonderlike ding. So wanneer weet ek wat die Here Jesus Christus, as almal gehoor het. En dis hoekom ek love social media. As jy nog ooit gedink het, hierdie evangelie gaan nie oor die wêreld heen nie, wil ek vir as gevolg van sosiale media, gaan die evangelie reg oor die wêreld. En die koms van die Here, daai 3.4 biljoen wat nog nooit gehoor het van die Here Jesus, gaan dalk een van die dae gehoor het. Dan gaan hy terugkom. Want hy het gesê, as ek dit gehoor het, dan gaan ek terugkom.
Nou kom ons kyk net hierdie eerste gedeelte wat ek bietjie geskiep het. Hy sê, baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. En dan sê hy hierdie wonderlike ding, hoor wat sê hy hierso. Hy sê, maar in al hierdie dinge is begin van die smarte. Dan sê hy aan verdrukking oorgegee en hulle doodgemaak word. Weet nie my broer en suster, dat in die tyd waarin ek en u leef, miskien ervaar jy dit nie, is daar 365 miljoen Christene wat vervolg word vandag. Een uit elke 7 kinders van die Here word vervolg in hierdie area. So dit gebeur om ons. Ons sien dit dalk nie. Ons ervaar dit nie, maar kan ek vir u sê, daar is een uit elke 7 kind van die Here wat vervolging ervaar in hulle lewe. In hierdie wêreld. Een uit elke 7. 300, weet jy hoeveel Christene is laas jaar fisies doodgemaak vir hulle geloof? 5000 mense het omgekom as gevolg van hierdie evangelie. So verdrukking, en ek wil sê, as jy sien in ons samelewing, word Christendom al hoe meer uitgedruk uit die samelewing, uit ons skole uit. Hoekom gebeur dit? Want die Here sê dit gaan gebeur. Hy sê ons gaan vervolg word. Amen. Daar is soveel plekke waar jy glad nie meer, my vrou se skool mag glad nie, open met skriflesing en gebed nie, nie as in die klasse nie, hulle mag nie eers bid nie. So ek en jy moet weet dat hierdie verdrukking gaan erger raak vir my en nie as kind van die Here. Dit gaan moeiliker raak om op te staan vir die Here Jesus Christus. Maar as ons hierdie verdrukking sien, prys die Here, weet ons die tyd van die Here is naby. Want hy sê dit gaan gebeur. Hy sê ons gaan verdruk word. Hy sê ons gaan moeilikheid kry om die evangelie te verkondig. En daarom is dit belangrik vir my nie, as ons 'n geleentheid het, deel die evangelie. Amen. Want daar gaan 'n tyd kom, my broers, dat ons dalk nie meer 'n kerk gaan hê nie, omdat die kerke toegemaak gaan word. Daar's lande in die wêreld waar jy glad nie mag by mekaar kom nie. En ek dank die Here dat ons die geleentheid het om vanoggend die Here se naam groot te maak. Amen. Alhoewel ons soms verdrukking van ons familie kry. Ek was so verbaas as ek met van die huis besoek doen en van ek besoek, dat soms van die kinders en kleinkinders u verwerp het omdat u staan vir die Here Jesus Christus. En ek wil vir u dankie sê dat u opstaan vir die Here Jesus Christus. En hy sê hier ook, hoor wat sê hy so. Hy sê, en julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Pas op, hierdie moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar dis nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan. Die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnood wees en siektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar hierdie ding is die begin van die smarte. Dan sal julle dan 'n verdrukking oorgee en julle ook doodmaak. En julle sal al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Amen. Dis die wonderlike ding. Daar gaan vervolging kom vir almal van ons as kind van die Here. Daarom sal jy vir my sê, pastoor, hoekom bedien ek die evangelie by die skole? Hoekom bedien ek die evangelie by die polisiestasie? Waar ook al die Here vir ons die deure oopmaak. Tot by die ouer huise. Amen. Ons is maandag by die ouer huise. Daar was 30 van hulle. Ons het vir hulle gejol. En maandag as die Here wil gaan ons hulle almal communion gee. Nagmaal. Ons gaan hulle almal bedien. En ek wil jy moet vir ons bid, want die Here maak vir ons deure oop. Want hierdie tyd waarin hy vir ons die geleentheid gee om wat te doen? Die evangelie van die Here Jesus Christus. Wanneer jy die geleentheid het, deel dit, waar ook al dit mag wees. Kom ons kyk, soos wat hy verder aangaan. Hy sê die volgende, vanaf vers 15. Nou hier is 'n belangrike gedagte. Hier vertel Jesus vir ons, waar hy hierdie eindtyd profeseer. Hoekom die disippels vir hom gevra? Want die disippels het nie hierdie goed uit hulle duim uitgesê nie. Hoe dink jy het hulle geweet van die eindtyd? Hoe het hulle geweet van die Here Jesus Christus se koms? Is omdat hulle boeke gelees het. En een van daai boeke wat hulle gelees het, is Daniël. En dis hoekom hulle sit daar en hulle vra vir hom, ons weet, jy gaan terugkom. Want die Bybel sê so. En wat hulle dit gelees? Hoor wat sê. Vers 15. Hy sê, wanneer hulle aan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël. Onthou, Daniël se boek het reeds bestaan, dit was klaar geskryf. En hulle was in die sinagoges, het hulle hierdie boek gelees,
en gemediteer en daaroor gedink. En hulle het geweet al hierdie goedjies gaan gebeur. En Jesus sê nie, dis 'n droom nie. Baie mense sê Daniël was met 'n kundige droom. Dit was 'n ouetjie wat net uitgeblaas is uit geskiedenis en maar hier sê Jesus wat die profeet Daniël vir julle gesê het. Amen. So ek en jy moet weet hierso stempel Jesus vir Daniël. En hy sê Daniël het bestaan. Glo in wat Daniël gesê het. Amen. Dis presies wat hy hier sê. Want hy maak 'n bietjie van 'n man, kyk net na Daniël. Want Daniël het vir julle hierdie goed gesê. Dis hoekom julle my hierdie vrae vra. Dis hoekom julle wil weet oor die tweede koms van die Here Jesus Christus. Hy sê sien staan in die heiligdom. Laat hy wat lees oplet. Dis hoekom ons volgende week soos die Here wil gaan ek net vinnig 'n oorsig gee van Daniël en weer eens soos nou wat jy na moet kyk. Dan moet die wat in Juda is na die berge vlug. Wie op die dak is, moet nie afkom en iets uit die huis weg te neem nie. En wie op die land is, moenie omdraai en sy klere weg te neem nie. Maar wie die vrou wat die swanger is en wat nog die soog in daardie dag. En ek bid dat julle vlug nie in die winter of in die Sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou nie gewees het nie. En ook nooit sal wees nie. Dit praat oor die groot verdrukking wat op pad is. Daarom word die kerk, en ons glo die wegrape, want ons gaan voor hierdie groot verdrukking, word ons weggeneem. En Jesus sê self, dis nie ander woorde nie, hy sê self van die groot verdrukking, wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. As jy dink die groot depressie van Amerika was groot, as jy dink al hierdie goed wat in die wêreld gebeur het is groot, die Bybel sê vir my, hy sê jy het nog nie iets soos dit gesien. Want dan sal groot verdrukking wees, so daar van die begin af van die wêreld tot nou toe nie gewees het nie. En nooit sal wees nie. Amen. En dit is hoekom dit so belangrik is om die evangelie met jou kinders en jou kleinkinders te deel. Want my broers en anders te gaan hulle in die groot verdrukking wees. Amen. Daai bloetjie, waarvoor jy so lief is, wat jy vir jou so baie sal doen, so baie geld sal gee, gaan hom nie help in die groot verdrukking nie. Amen. Want die Here sê daar gaan 'n groot verdrukking wees. Soos in hierdie berg. Ek wil eerder by die Here Jesus Christus wees met my familie en met my vriende en met my kinders as wat hulle deur hierdie groot verdrukking moet gaan. Amen. So Jesus sê daar's 'n groot verdrukking op pad. Amen. Ek het dit nie uit my duim uit gesê nie. Ek het nie gepraat iets wat daar nie is nie. Dis die woorde van Jesus. Wat sê Matteus 24? Daar kom 'n groot verdrukking. Amen. Hy sê as iemand dan vir julle sê kyk hier. Kom ons doen vers 22. As daar daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Maar ter wille van die uitvertoning sal daardie dae verkort word. Hy sê as iemand dan vir julle sê kyk hier is die Christus, moet julle dit nie glo nie. Want daar sal valse Christus en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen. As dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Jy sien waar gebeur en ek wil nou nie vooruit hardloop want ons gaan dit volgende week doen. Waar gebeur hierdie misleiding? Dit is in die tempel Jerusalem. Een van die dinge wat u sou nou vind is dat die Jode praat die hele tyd van hulle met 'n nuwe tempel bou. Amen. En die Bybel sê vir my daaruit moet die anti-kris, ek gaan vir u wys volgende, daaruit moet die anti-kris kom en dan mislei hy die wêreld. Hy selfs mislei die Jode en hy skree die hele tyd vrede. Want onthou nou, niemand is saam met Israel nie. Het jy gesien wat gebeur met die VN hierdie week? Almal het uitgestap. Almal. Niemand wou daar gesit en geluister na ou Netanyahu. Maar jy weet wat gebeur aan die eindtyd is dat hulle gryp die vriendskap uit. Daar word 'n vriendskap hand uitgedeel. Maar ons gaan dit volgende week bespreek. Ek wil nou nie te veel daaraan. En as iemand vir julle sê kyk hier is die Christus nou weer eens. Hier is dit waar Christus ons waarsku in die kerk. Wie is gewaarsku die tweede keer? Oor wat? Die anti-kris. Hierdie ene wat staan en sê ek is Christus. En hy gaan tot wondertekens doen. Ons gaan dit nog lees in Daniël ook. En Jesus praat daarvan. Hy sê wees versigtig. Jesus is so bekommerd oor my en jou dat ons nie sal afvallig word nie. Amen.
Meer as wat hy wil vir ons alles vertel wat nog aan die eindtyd gebeur. Is hy bekommerd oor sy kudde, oor sy kinders. Want hy weet, daar gaan devastation, daar gaan hartseer wees in die kerk, omdat hulle valse gode gaan aanbid. En die Here waarsku ons daaroor. Daarom wil ek u ook waarsku. Weet al die sosiale media en al hierdie dinge, ek wil nie waarsku na wie u luister. Amen. Kom by die skrif, by die woord van die Here. As iemand nie die woord van God met u deel nie, wees versigtig. Amen. Ek sien dit soveel keer op sosiale media. Dan kyk 3 miljoen mense na die Boeta, maar hy kwoteer nie eens een skrif nie. Amen. Jy sê pastoor, hoe evalueer ek dit? Die woord van die Here. Sê dit wat hy sê en sê die woord van God landsom. Amen. Amen. Dis hoe jy weet. As niemand 'n skrif kwoteer en hy preek net die Bybel, moenie na hom luister nie. Halleluja. Amen. Amen. Dan kan dit wees hy pastoor so. Amen. Dis so belangrik. Ek sien, dan kan iemand soos 3 miljoen, maar hy sê die grootste klomp nonsens. En dan dink ek, hoe het al hierdie mense dit gelaai? Hoe het al die mense nie die woord van God in hulle hande? En luister wat sê die woord van die Here. Dis hoekom ek hier is vanoggend, om nie te sê wat pastoor Johan sê nie, of wat die wêreld sê eskatologie, maar ons kyk wat sê Christus vir ons. Amen. Dit maak nie vanoggend saak wat ek sê nie, of wat ek doen nie. Dis wat God se woord vir my en jou sê. Amen. Halleluja. Ek wil hê jy moet dit weet vanoggend. Dat wanneer ek iets evalueer as kind van God, moet dit my terugbring by die woord van die Here. Want hierdie woord sal nooit vergaan nie. Die beloftes van God is altyd daar. Wat ek sê, my broer en suster, maak nie saak. Dis hoekom baie mense vir my vra, pastoor, maar hoekom is jy nie op sosiale media en sê 'n boodskapie of twee? Weet jy wat my broers, daar is niks meer kragtiger en belangriker as die woord van God nie. Ek kan niks mooier sê as die woord van God. Ek kan niks beter deel as die woord van God. Amen. En weet dit altyd, sê pastoor, hoe tel ek ander van die Here Jesus Christus? Die woord van die Here Jesus Christus. Spreek die woord van God oor jou familie. Spreek die woord van God oor jou kinders. Spreek die woord van God oor jou finansies. Amen. Halleluja, dit was nou maar net 'n bysaak, dit is 'n ekstra punt daar. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus of daar, moet julle nie glo nie, want daar sal valse Christus en valse profete opstaan. En hulle sal groot tekens doen. Moenie net dink daai ou wat net so dat mense omval en snaakse goed doen. Hy's okay nie. Hy moet van die Here wees. Halleluja. Hy sê hulle gaan valse tekens ook doen. Amen. Ek is so bly Jesus praat. Julle kan nie kwaad wees vir my nie. Julle moet kwaad wees vir Jesus. Amen. Amen. Hy sê en dan vir julle vooruit gesien, as julle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan, soos in die ewigste verskyn, sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want oral waar die dooie liggame lê, daar sal die aasvoëls kom. En hier praat hy van die slag van Armageddon. En hy praat van daardie valleie waar die liggame gaan lê, waar die aasvoëls gaan vreet. Daar's nog interessante goed, maar ek gaan nou nie daaroor praat nie. Nou gaan hy aan. Jesus is nog nie klaar met ons nie. Nou as julle gedink het, "Wow, prys die Here, die preek is klaar." Nou gaan Jesus aan. Hy sê, "Nee. Kom ek vertel julle nog. Julle wil weet? Kom ek vertel julle." Amen. Hy sê, "En dadelik daarna die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. En die sterre van die hemel sal val en die kragte van die hemel sal beskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met 'n groot krag en met heerlikheid." Amen. En hy sal die engele uitstuur en met daai harde trompet geduld en dit sal uitverkoners versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot aan die ander einde. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak val sag word en sy blare uitkom, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle aan hierdie dinge sien, dat die tyd naby is voor die deur.
Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan. Dis nie wat Johan sê nie, dis nie wat ander pastore vir jou sê nie, dis wat God se woord vir jou sê. Amen. Dan gaan hy aan. Hoor nou, Jesus is nog nie klaar nie. Ons het almal nou gedink ons is klaar. Pastoor, asseblief, dis nou eind. Nou genoeg van hierdie eindtyd. Hoor wat sê hy? Hy sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dag van Noag was, daar sal ook koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dag voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink en getrou en die huwelik uitgegee het op die dag dat Noag in die ark gegaan het. En dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom het nie. Almal weggevoer het nie, sodat ook die koms van die seun van die mens wees. So niemand gaan daarvan weet. Amen. Weet dit vanoggend. Niemand. Maak nie saak wie vir jou wat sê nie. As ek die dag op hierdie preekstoel staan en ek sê vir jou dis die dag, die tyd en die uur, dan haal julle my af en fire julle my. Amen. Want niemand weet dit. Amen. Ek kan nie verstaan dat mense hulle Bybel lees en nog steeds glo wat mense wil sê nie. Hier om die hoek in Easton, my boetie het my nou die dag vertel, glo hulle volgende jaar kom Jesus. Die pastoor preek dit van die preekstoel af. Sy ouma glo dit. Dis ook wat wie sê, wat sê die woord van die Here? Nie wat sê pastoor Johan nie, wat sê die woord van die Here? Niemand ken die uur of die tyd wanneer hy gaan kom. Amen. En dan met hierdie gedagte gaan ek afsluit. Nou is hy nog nie klaar nie. Nou sê hy die laaste gedeelte. Ek laat hier die laaste gedeelte. Hoor wat sê hy? Vanaf vers 6:45. Wie is dan die getroue en verstandige diensknegt, vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het, om hulle voedsel op tyd te gee? Nou praat hy met die kerk. Nou praat hy met ons as kinders van die Here. Hoe moet ons omgaan totdat hy weer kom? Amen. Hier vertel hy hulle 'n mooi gelykenis. Ek weet nie of hulle almal dit gevang het nie, maar hy vertel hulle gelykenis. Hoor hierso. Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Waaroor het God ons aangestel? Oor die besittings, oor al die goed. Amen. Om te doen wat ons moet doen. Om te zula, ken jy daai woord? Draai het om, maak 'n plan. Amen. Ons boere ken daai, maak 'n plan. Dis wat hy sê, maak 'n plan. Dit wat die Here vir jou gegee het, kyk daarna. Wie is 'n rentmeester? Hoekom? Want hy kom weer terug. Amen. Hy sê met hierdie wederkoms is die probleem, julle almal gaan na my kyk en na die wolke kyk en sê wanneer kom ek terug? Hy sê nee, jy gaan zula, jy gaan werk, jy gaan besig wees. Want ek wil jou vind besig wees. Amen. Dis hoekom die kerk nie kan stil staan nie. Dis hoekom ons as kinders van die Here nie kan stil staan nie. Dis hoekom ons 'n beroep moet hê. Dis hoekom ons iets moet doen totdat hy kom, dat hy ons besig moet vind. Hoor wat sê as hy aangaan. My Heer tel hom om te kom. Dis nou die ouetjie wat sê, wanneer kom hy? Wanneer kom hy? Hy sê, my Heer tel hom om te kom. En hy's mededienstig begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink. Dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag het nie. Op 'n uur wat hy dit nie geweet het nie. En sal hom pynig en hom deelgenote van die geveinstes maak. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Baie mense vandag, my broers en susters, glo in die evangelie wat net uit liefde is. Ag, die liefde van die Here. Maar weet jy wat, daar kom 'n dag wat hy terugkom. En wat hy sê, daar is 'n hemel en daar is 'n hel. Mense wil dit nie hoor vandag nie. Mense wil nie. Ek het al soveel ouens gehoor wat sê, dis 'n menskerkgemaakte gedagte. Hier sê Jesus, wat met daai mense gaan gebeur. Amen, hoor dit. Dis nie my woorde nie. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Dit laat my dink aan die ou tannie wat daar in die Kaap was. Sy sê, pastoor, sy steek haar hand op. Ek gaan nie daar wees nie. En sy sê, hoekom pastoor?
Sê pastoor, want ek het nie tande nie. Hy sê, weet jy wat in die hel van jy uitgeruid word met 'n stel tande? Moenie worry nie, as jy nie het nie, gaan hulle vir jou gee. Maar die Bybel sê, daar gaan ek 'n knars wees van tande. Daar gaan 'n geween wees. Daar is 'n plek wat die Here voorberei vir hulle wat hom nie kies nie, wat hom nie volg nie. Amen. Dank die Here, ek het nie die Bybel geskryf. Amen. Jesus sê, dis wat gaan gebeur. En my begeerte, my broer en suster, is dat u, wanneer u deur hierdie boek van Matteus 24 werk en borstel, en jy kyk na die wêreld, en jy wil besinning en berusting hê in die siel, gaan na Matteus 24, want hier is die woorde van Jesus oor sy koms. Ons hoef nie rond te kyk nie. Ek hoef nie te worry wat die wêreld sê nie, want Jesus het dit klaar vir my en vir jou ontbloot. Hy gee vir ons die rigting waarin ek en jy moet gaan. Wat ons met ons kinders kan deel. Dis so maklik as jy wil sê, maar ouma, oupa, ek weet nie wat gaan gebeur nie. Kom ons lees Matteus 24. En waarsku hulle teen die wat? Die valse profete. Amen. Die Here doen dit 2 keer. Ons moet ons kinders waarsku teen dit wat hulle na luister, na hierdie valse profete wat hulle gaan meesleer met allerlei tekens en allerlei snaakse goed. Maar prys die Here, ek hoop en bid, is reg vir die tyd waarin ons onsself bevind. Want dit gaan erger raak, dit gaan groter raak. Maar dank die Here, ons weet wat die Here Jesus Christus vir ons gesê het in sy woord. Kom ons bid saam. Here, ek wil vir U dankie sê vanoggend vir elke broer en elke suster wat nie net hier is nie, maar wat ook luister op Facebook en TikTok. Here, dankie dat U ons nie net in die duister gelos het. Here Jesus, net soos dat U met U disippels op die olyfberg sit, het U vanoggend by ons as 'n gemeente kom stil staan en met U woord ons kom deel oor die eindtyd. Here, ek wil vir U dankie sê. Here, dankie dat ons nie net na hierdie gerugte en hierdie valse dinge moet luister daar buite nie. Maar Here, ons kan stil sit by die voete van Jesus en hoor wat sê God vir die kerk deur die Seun Jesus Christus. Dankie Here. Dankie vir die woord wat kragtig is. Here, dat selfs U sê ons moet word soos 'n kind. Here, dankie dat U dit nie complicated gemaak het vir ons. Maar Here, dat ons net by die voete van Jesus kan kom sit en sê, Here, leer U vir ons. Lei U vir ons. En Here, ek wil vir U dankie sê. Ek bid vir ons kinders, ek bid vir ons kleinkinders. Ek bid vir hulle wat vervolg word as gevolg van hulle stand met Jesus Christus. Here, ons bid vir hulle wat nog moet hoor van hierdie evangelie. Here, mag U sendelinge, mag U kerke oprig om die evangelie van Jesus Christus te bring. Here, ek wil vra dat U met ons sal wees. Here, wanneer ons deur hierdie verdrukking en wanneer ons deur hierdie moeilike tye gaan, dat ons altyd ons oë gefestig sal hou op Jesus. Die begin en die einde van ons geloof. Here, dankie dat U 'n plan het met ons as 'n kerk. Dankie dat U 'n plan het met ons en ons families. En Here, want U sê daar gaan 'n groot verdrukking kom. Maar ek wil vir U dankie sê, Here, dat ons in die hand van die Here is. Here, U kyk na ons, U voorsien vir ons, U seën ons. Wees met elkeen is my gebed. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Prys die Here. Nou volgende week, soos die Here wil, gaan ek 'n bietjie oorsig gee van